Hallo almal, in hierdie video bespreek ek diagramme en meetkundige patrone. Ek gaan 4 voorbeelde met jou bespreek. Bestudeer die patroon hieronder. Gee 'n formule om die getal pile vir n patrone te gee. Nou, as jy na die pile kyk. In die eerste patroon is daar 4 pile. In die tweede patroon, as jy hulle tel, is daar 7. In die derde patroon is daar 10. Nou, kom ons werk 'n formule of 'n waarde uit vir D, die konstante verskil. Onthou jy hoe om dit te doen? 'n Mens sê mos D, die konstante verskil, is T2 minus T1, wat 3 is. Dan kom jy agter, dit is 'n numeriese ry. En om die algemene term van 'n numeriese ry te bereken, het ons mos 'n formule. Tn is gelyk aan dn plus c. Dan weet ons d se waarde. Ons het hom nou net uitgewerk. Dis 3, so jy kan hom invervang. Tn is gelyk aan 3n plus c. Om c uit te werk, gaan jy na die eerste term in jou ry toe. Onthou jy, dan gaan jy T1 is gelyk aan 4, dis wat daar staan. Dit beteken, in Tn se plek vervang jy 4 en in n se plek vervang jy 1. Dus het jy 4 is gelyk aan 3 plus c, en dan as jy vir c alleen kry, dan gaan 3 oorloop, minus word, 4 minus 3 is 1. Dus is c se waarde 1. En dan is jou formule vir jou algemene patroon sal wees Tn is gelyk aan 3n plus 1. Gebruik nou jou formule vir die patroon en bereken hoeveel pile sal in die 60ste patroon wees. Verstaan jy dat n is nou 60 en ons gaan vir T60 uitwerk. In ons formule, Tn is gelyk aan 3n plus 1, binne in n se plek vervang ons 60, dus is dit 3 maal 60 plus 1, en die antwoord is 181. So dit beteken, in die 60ste patroon sal daar 181 pile wees. Die figuur wys die uitleg van tafels in 'n eetsaal. 'n Enkel tafel kan 4 kinders bymekaar laat sit. Indien daar meer as 4 kinders is wat 'n tafel wil deel of benodig, skuif hulle die tafels teen mekaar. Voltooi nou die tabel. Nou daar is nou die getal tafels en daar is die getal kinders. Nou kom ons gaan kyk na die eerste ene. Daar's 1 tafel en daar's 4 kinders. Die tweede figuur, daar's 2 tafels en daar is 6 kinders. Die derde patroon is daar 3 tafels en daar's 8 kinders. Hoeveel tafels moet teen mekaar geskuif word om 12 kinders bymekaar te laat sit? Nou goed, kan jy sien die getal kinders vorm 'n patroon 4, 6, 8 en die getal tafels is eintlik die termgetal. Term 1 het 4 kinders, term 2 het 6, term 3 het 8. En daardie vorm 'n numeriese ry en die konstante verskil is 2. Dus sal jou ry kan aangaan as jy 2 bytel, 8 plus 2 is 10. So dit beteken by tafel 4, as jy 4 tafels teen mekaar skuif, is daar 10 kinders, plus nog 2. Daar's 12 kinders. Met ander woorde, 5 tafels teen mekaar geskuif, gaan vir jou 12 kinders akkommodeer. Indien hierdie patroon aanhou, watter patroon sal 144 driehoeke binne-in hê? Nou, stem jy saam, in die eerste patroon is daar 1. Die tweede een is daar 4. 1, 2, 3, 4. Die volgende een het ek sommer vir jou getel, is 9.
Nou goed, hierdie is 'n patroon vir die vierkantsgetalle 1, 4, 9. So die algemene formule is Tn is gelyk aan n². En nou, indien die patroon aanhou, watter patroon? Dit is n sal 144 driehoeke binne-in hê. Dit is Tn is 144. So in jou formule, Tn is gelyk aan n², in Tn se plek 144 is gelyk aan n². En nou, om vir n alleen te kry, hoe raak jy van die kwadraat ontslae? Jy trek die vierkantswortel. So n se vierkantswortel van 144 is 12. So dit beteken in die 12de patroon of driehoek sal daar 144 baie klein driehoekies wees. Vir 'n fondsinsameling het die graad 9 leerders besluit om hartvormige kaartjies te verkoop op Valentynsdag. Hulle begin met 1 kaartjie, die volgende dag 2 en dan verdubbel hulle die vorige dag se hoeveelheid. Kan jy 'n formule bereken hoeveel kaartjies hulle op die 10de dag sal maak? Nou goed, stem mee saam. Dag 1 was dit 1 kaartjie. Dag 2, 2 kaartjies. Dag 3, 4 kaartjies. Dag 4, 8. Hulle het dit verdubbel. Met ander woorde, daar is 'n konstante verhouding. R is T2 op T1 of R die konstante verhouding T3 op T2. Dus is R2 gedeeld deur 1 wat 2 is, of as jy wil, 4 gedeeld deur 2 wat 2 is. So daar is 'n definitiewe konstante verhouding en ek het dit eintlik vir jou ook gesê met die feit dat ek vir jou gesê het, dit het verdubbel. Dus kan jy nou in die formule Tn is gelyk aan A maal R tot die mag n min 1. A se plek is 1, die eerste term in die ry, die 1 kaartjie. R is 2, so in R se plek vervang jy 2. En nou waar kom die 10 in? Want ons wil weet vir die 10de dag, hoeveel kaartjies sal hulle maak? So dit is 1 maal 2 tot die mag 10 min 1. En as jy dit met jou sakrekenaar uitwerk, wel 10 min 1 is 9 en dan 2 tot die mag 9 is 512 kaartjies. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Ek wil vir jou vra, het jy al subscribe? En vertel ook asseblief vir al jou vriende van my kanaal. Groetnis van my, Juffrou Pythagoras, tot volgende keer.